Goeiemôre Veerland gemeente, hartlik welkom by hierdie erediens. Baie dankie dat jy ingeskakel het en ook op hierdie besondere manier wil kom deel vanoggend in die woordverkondiging. Ons is 'n gemeente wat 'n geestelike tuiste bied vir oud en jonk, waar jy kan staatmaak op kwaliteit pastorale versorging. 'n Gemeente wat God, die wêreld en mekaar baie liefhet. En daarom wil ek jou uitnooi vanoggend om te kom deel in die erediens. Ons gaan saam lees uit Jona 1 uit. En ons gaan ook rondom die tema, wat waal vandag in jou gemoed? 'n Paar gedagtes in die woord van God met jou kom deel. En nou wil ek jou uitnooi om te kom stil word en werklik waar jouself in te stem en jouself in te stel om vanoggend in harmonie te kom met God, sodat jy sy stem en niks anders sal kan hoor nie. Kom ons word stil as gemeente, as kerk van Here, voor hom, ons Here en ons Here. Here Jesus, in die stilte van hierdie oggenduur wil ons, Here, u naam kom groot maak. Wil ons hier kom, ja Here, al die eer en die lof kom besing en kom bring, omdat u, Here, ons God is. En nou is ons ook, Here, as gemeente hier saam op hierdie besondere manier. En daarom wil ons kom loof en kom prys vir dit wat en wie is in ons lewens. En nou, Here, wil ons bid dat ons ook in ons hier wees, u naam sal groot maak. Ja, Here, u koninkryk sal dit kom, u lof sal besing, en ja, Here, ook u naam sal verheerlik in alles wat nou sal gebeur. Kom seën ons vanoggend, Here, ook as u kerk so saam rondom die woord, en mag ons, Here, hoor wat u sê, en meer nog, gaan leef volgens u voorskrifte. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here, hy wat die dood oorwin het, sodat ons die lewe in oorvloed mag hê. Amen. Liewe gemeente, die Here wil ook vanoggend vir jou op hierdie besondere oggenduur kom groet en verseker van sy liefde, van sy genade, maar ook van sy barmhartigheid. Wees daarom gegroet vanoggend van hom, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil nou uitnooi om saam met ons te kom sing, die lof van die Here te kom groot maak in hierdie oggenduur, en net waar jy is, ook stil te word en saam met ons toe kom sing. Ons gaan sing lied 188 tot eer van die Here. Skriflesing by die geleentheid kom uit Jona 1 uit, en ek gaan saam lees van vers 17 tot en met hoofstuk 2 vers 10. Vers 17 van hoofstuk 1, Jona lees soos volg: Toe stuur die Here vir 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en nagte in die vis se maag.
Jona 2 vers 1 lees, toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek om hulp gevra, en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassas het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U, Here, my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink. U en my gebed het by U gekom in die heilige tempel. Die wat op die nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Ek wonder as ek vanoggend vir u moet vra, as u eerlik moet antwoord op hierdie vraag, wat dwaal vandag in jou gemoed? Die afgelope paar dae is ons lewe totaal omgekeer. Die wêreld wat aan ons eens bekend was, het ewe skielik baie onbekend geword. Dalk sal jy dit ook wil verwoord, die antwoord op hierdie vraag, soos baie ander mense vandag, waarmee ek praat en wat my pad kruis. Wat wil ek kom sê, Dominee, ek is diep, maar diep in die moeilikheid. Ek is bekommerd. Ek weet nie wat oormôre gaan gebeur nie. Dit lyk vir my of hierdie krisis die laaste een is wat ek kan hanteer. In Jona se tyd lees ons die ongelooflike woorde in vers 17 wat sê, hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Dalk voel jy ook vanoggend so, dat jy uitgewerp is in die duisternis, en dat jy in diep moeilikheid is. Maar ek wil vir jou vandag een ding verseker. God vergeet jou en my, maar nooit nie. Al vra jy vanoggend, het God my nie dalk vergeet nie? Het hy nie maar iewers vir my uitgelewer aan hierdie noodlot van hierdie wêreld nie? Moet ek nie maar alleen probeer spartel en kyk waar ek kom nie? Is ek en jy nie maar ook besig om die taal van Jona te praat waar hy sê, die watermassas het my omring, U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit die gesig verdwyn. God bestaan nie meer nie. Hy het my vergeet. Iewers langs die pad het hy my naam verloor. Dalk voel jy so. En sal jy saam die wêreld vanoggend wil kom skree, het God my in die diepte van die see uitgewerp. Dominee, kyk waar staan ek. Kyk wat sê Jona. Jona sê in vers 3 van hoofstuk 2, U het my in die diepte ingegooi, diep in die see, die watermassas het my omring. Dominee, ek voel dalk ook so vandag. Kan eenvoudig nie meer nie. My broer en my suster, indien ek en jy ons hoop of op iets anders kom plaas en die nuttelose afgode begin vertrou, dan begin ons te dwaal in hierdie lewe. Dan moet ek en jy weer op te kyk en vashou, en dan moet ek en jy ook besef, daar is geen ander waarde en hoop om op te vertrou in hierdie tyd waarbinne ons lewe nie, om maar net vas te hou
en ingegrond te bly in hom wat my die lewe kom skenk in oorvloed elke dag. Dan sal ek en jy ontdek en dan besef ek en jy om in oomblikke van onsekerheid ons hoop op God te kom plaas, sy naam aan te roep, sy lof te kom besing en sy naam groot te maak. Dat ons hulp kan net van die Here kom. Hy wat hemel en aarde gemaak het, en meer as nog net hemel en aarde gemaak het, maar wat trou bly tot in alle ewigheid. In hierdie oomblik wat jy vandag dalk sit en wonder oor môre, die bekommerd is, dat jou gemoed dalk dwaal en jy onseker is, waar lê my toekoms in opgesluit? Wil ek vanoggend vir jou een ding kom sê. Hier is die Here op wie ons kan vertrou. Hier is ons hoop. Jesus Christus het waarlik uit die doodheid opgestaan. Hy het die dood oorwin en hy lewe vandag. God het ons nie gemaak soos mense wat moet vashou en tevrede wees met die krummels van hierdie wêreld nie. Die kommer het hy reeds hanteer in Christus. Ons staan in die lydingstyd, ons op pad na Paasfees toe, die hoogtepunt van die kerk, waar die Here weer vir ons kom demonstreer het, dat hy ons oortreding en ons onsekerheid aan 'n kruis kom vasspyker het, dat hy vir ons die lewe kom gee het in oorvloed, deurdat hy die dood oorwin het, en dat hy waarlik opstaan en lewe in elkeen van ons. Die bekende teoloog Len Sweet het onlangs 'n Twitter boodskap uitgebring om vir die kerk uit te daag om te sê, rise in Christ. Staan op vir die Here. Die Here het vir jou in hierdie tyd ook kom roep om kerk te wees, om 'n verskil te kom maak in hierdie wêreld, om hoop te bring vir 'n hooplose wêreld, om sy naam te proklameer, om ons mandaat wat hy vir ons kom gee het, uit te oefen en 'n wêreld te transformeer tot eer van sy naam. Wil jy nie maar ook opstaan vanoggend en in die onsekerheid wat jou oorval het, opkyk en vashou aan hom die lewende God nie? Wil jy nie ook maar saam met Len Sweet en saam die wêreld heen kom sê, rest in peace wêreld nie, maar rise in power, omdat ek aan God behoort? Wil jy nie saam my opstaan vanoggend en as kinders van die Here ons mandaat opneem en werklik waar gaan lewe soos mense wat hoop in hierdie wêreld het, maar ook draers is van hoop om 'n verskil te maak in hierdie wêreld nie. Dalk dwaal jou wêreld rondom jou eie onsekerheid vanoggend. Dalk het jy ook al gevoel dat jy in die dieptes uitgewerp is. Dalk wonder jy ooit of God nog jou naam het. Hier is die goeie nuus. Moet op mense en prinse nie vertrou in hierdie tyd nie. Moet nie op die nuttelose aspekte van die lewe jou hoop kom stel nie. Moet nie na die wêreld rondom jou gedagtes deursuur en bepaal nie. Maar staan op en kyk en sien dat God ons geroep het. Te midde van 'n wêreld wat verander en ons dompel in onsekerheid, te kom roep om die lig in hierdie duister wêreld te wees. Om weer op te staan en te gaan leef as sy kinders. Kom Verland gemeente, kom kinders van God, kom kerk van die Here, staan op, maak sy naam groot, proklameer weer sy koninkryk in hierdie wêreld en gaan leef as sy kerk. Moeg en moedeloos? Nee, staan op, hou vas, word versterk deur hom wat die toekoms en vandag en die wêreld in sy hand het. Mag ek en jy in hierdie tyd die geloofsoë het en die geloofsmoed kry om op te staan en te sien dat God ten spyte van 'n wêreld wat verander en ons dalk in onsekerheid gedompel het, die onverbiddelike
die onveranderlike God is, wat vir jou en my wil kom dra in hierdie tyd. Rise in power, staan op in die krag van God, en gaan leef in hierdie tyd, as die kerk van die Here, wat die oorwinning in Christus mag proklameer in hierdie tyd. Mag die Here ons seën, mag hy ons help, om in hierdie tyd op te kyk, en vas te hou in hom. Amen. Hemelse Vader, Here Jesus, Here baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie Hemelse Vader dat u ons God is, dat u die dood oorwin het, dat u vir ons die lewe kom gee, om elke dag as koningskinders in hierdie wêreld te gaan lewe. En nou wil ek vra, Here, dat u ook vir ons as kerk sal kom seën, die geloofsmoed sal kom skenk, om op te kyk en vas te hou aan u. Die een Here wat die dood oorwin het, die lewe in oorvloed, vir elkeen van ons u kinders kom gee. Kom seën vir ons, Here. Ons bid hierdie dinge, in die wonderlike naam van Jesus Christus, onse Here. Amen. Ons het ook nou geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. En ek wil vir jou vra dat jy dit tog baie bidend voor die Here volgens sal oorweeg. Jy kan dit op twee maniere doen. Ek wys vir jou op die skerm dat jy dit kan doen met elektroniese oorbetaling. Hier is die Veerland gemeente se bankbesonderhede. Die rekeninghouer is die NG Kerk Veerland, Absa Tak Northcliff. Daar is die rekeningnommer. Gebruik die bankkollekte as verwysing as jy elektronies die dankoffer ook so bring. Jy kan dit ook per SnapScan bring, en daar is ook die SnapScan wat jy nou kan afneem met die selfoon, sodat jy ook 'n nodige betaling kan doen as die Here jy daartoe ook kom lei. Ek wil vir jou vra dat jy dit bidend en afhanklik voor die Here sal oorweeg, om op die manier ook vanoggend jou bydrae te kom gee tot eer van die Here. Om ons loof op die Here nou as sy kerk deur saam te sing, pragtige lied, lied 450, Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons u heerlikheid kan verwoord, u lof besing met 'n aardstem. Kom ons sit net daar waar jy is, en kom ons sing hierdie pragtige lied saam tot eer van die Here. Ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here, gaan leef ook in hierdie onsekere tye, met die sekerheid dat God ook elke dag by jou is. Mag die pad daarom ook vir jou ook voorspoedig wees, mag jy ook in hierdie tyd die wind van agter kry, mag die son ook warm op jou gesig skyn, die reën ook sag op jou lande val, en totdat ons mekaar weer sien, mag God jou in die palm van sy hand stewig, maar stewig vashou. Amen.